Baie welkom by Suiderparel Gemeente. Die 20ste Augustus bied ons gemeente 'n ete aan vir die Ekkohuis by NG Drakensberg. En as jy hierdie ete wil bywoon, kontak gerus die kerkkantoor in die week wat kom. Die 5de September is dit weer tyd vir ons Klapmuts Bazaar, oftewel voedselfees. En ons is op soek na iemand wat kan verantwoordelikheid vat vir die groentetafel en ook op soek na skenkings vir die bazaar. Enige skenkings is welkom. Die week van die 6de tot die 13de September is internasionale week van gebed. En ons gaan van daardie maandag 8:00 die oggend tot die sondag aand gaan ons 'n gebedsweek hou in die gebedskamer. Die skakel om jou tyd te bespreek is reeds beskikbaar op die gemeente se webtuiste en ons sien uit na wat die Here wil doen in daardie week van gebed. Die 16de September het ons weer ons fynproe geleentheid wat 'n fondsinsameling is ten bate van al ons buitelandse uitreike. Skryf asseblief hierdie datum solank in jou kalender en ons gaan binnekort meer inligting beskikbaar maak. En dan kan jy gerus die blaadjie of die webtuiste dophou om te sien wat ons weeklikse gebeure is. Geniet vandag se erediens. Goeiemôre, baie welkom by ons oggenderediens. Ons is besig met 'n reeks waar ons bietjie saam kyk na 'n paar gedeeltes waar mense vir Jesus ontmoet en dan wat met hulle gebeur. En ek dink die begeerte van ons almal is om deur die Here Jesus aangeraak te raak. En daarom lees ons hierdie gedeeltes en ons wil hê elkeen van ons moet gaan kyk wat is dit wat die Here vir ons daarin spesifiek wil sê, want die Here kom staan by ons en hy help vir ons in die behoefte wat ons elkeen het. En die Bybel sê vir ons, hy kom soek en kom red ons. Natuurlik kom red hy ons, en as ons dan nou 'n kind van die Here is, dan kom soek hy ons om vir ons spesifiek in behoeftes wat ons het te kom voorsien. Kom ons bid dat dit ook vandag met ons elkeen sal gebeur. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om saam te wees rondom u woord, saam met ander medegelowiges en te weet, Here, dat u met ons elkeen persoonlik, maar ook met ons almal saam wat u beleef, iets wil laat gebeur. Here, en dalk wil u met ons laat gebeur, soos wat dit met elkeen gebeur het in die Bybel, wat u ontmoet het en daar iets in hulle lewe verander het. Ons wil bid dat u vir ons sal kom seën. Ons dink aan soveel mense wat naby ons is, wat spesifieke behoeftes het, wat miskien in moeilike omstandighede is, wat siek is, en wat vanmôre iets vir u wil sê. En ons wil bid dat u dit sal hoor, en dat u dan sal kom en sê dat u juis gekom het om vir ons te kom soek en te red. Here, dankie dat u die lewe vir ons wil beter maak. Wil u vir ons saam kom seën. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons gaan vandag lees uit Johannes 4, uit die gedeelte waar Jesus die Samaritaanse vrou by die put ontmoet. Verlede week, die van julle wat ingeskakel het of bygewoon het ons uit Johannes 3 gelees, daai gedeelte waar Nikodemus die fariseer vir Jesus kom ontmoet het. En Nikodemus was 'n leermeester gewees, hy was 'n leier van die Jode en eintlik onbereikbaar vir baie mense. Baie mense het gevoel, hulle kan nie naby aan hom kom nie, hulle kan nie met hom assosieer nie, en tog reik Jesus na hom toe uit en trek hom by sy koninkryk in. En sy hart verander, sodat ons later lees dat Nikodemus saam met Josef van Arimatea, dat hy die graf gaan gereed maak het, toe Jesus begrawe moet word. En dan enkele verse later in die volgende hoofstuk 4, lees ons dan vandag, hoe Jesus die Samaritaanse vrou, wat ook deur die samelewing verstoot is, kom ontmoet. En tog reik Jesus ook na haar uit, en dan verander sy. Albei hulle, Nikodemus en die Samaritaanse vrou, was verstootlinge gewees. Ene Jood, 'n leier, die ander Samaritaan, en boonop nog verstoot ook deur haar eie mense as gevolg van haar lewenswyse. En hulle kon nie meer van mekaar verskil het nie. En dit is waarskynlik doelbewus na mekaar opgeteken in die Bybel. Want dit maak nie saak wie jy vanoggend is nie. Jesus het iets om vir my en vir jou te kom sê en te kom aanbied. Maak nie saak of jy 'n politikus is, of 'n prostituut, of 'n predikant, of 'n sondaar is nie, of 'n dief is nie. 'n Uitvoerende hoof, 'n tuisbly ma of 'n student. Daar's 'n paar dinge wat ons leer uit Jesus se ontmoeting met hierdie Samaritaanse vrou, wat ek en jy in gedagte moet hou. En dit is dat Jesus vir ons as mense kom beloof, dat hy vir ons elkeen
daar kom wees. Hy is daar vir ons elkeen. Hy hou nie net sekere mense vir homself uit nie. En dan die ander ding is dat Jesus ontmoet jou presies daar waar jy is. En dis hoe getrou die Here Jesus is. Sy oorvloed, die ewige lewe wat hy kom aanbied, is vir jou, maak nie saak wat jou omstandighede is nie. En hier lees ons van 'n vrou in haar skaamheid. En die Here sê, in jou situasie wil ek vir jou kom gee wat jy nodig het. So hy is vir elkeen daar, hy is in elke omstandighede, net waar ons is hy daar, maar dan is Jesus ook 'n God wat ook persoonlik met my en jou in 'n verhouding wil kom staan. En hier sal ons sien dat Jesus in sy eie persoonlikheid moeg en dors is, maar hy is meer besorg oor die vrou om vir haar, die Samaritaanse vrou, die lewende water te kom gee, as wat hy oor sy eie behoeftes is. Want hy weet wat hy vir elkeen van my en vir jou in gedagte het. En dit is vandag nog steeds so. Hy is 'n persoonlike God wat met ons wil kom moeite doen. Kom ons kyk saam na hierdie video. Ek is 'n Samaritaan uit die dorpie Siger in Samaria. Kykie, ek is nie die dorp se gewildste vrou nie. En is moeilik vir mense om saam met my gesien te word. So as die ander vroue in die oggende vroeg of in die aande laat gaan water haal, gaan ek in die middel van die dag, wanneer dit vuurwarm is, maar ek weet daar's niemand by die put nie, en ek hoef nie te worry oor hoe hulle na my kyk of wat hulle van my sê nie. Een middag by die put, het ek weer gaan water haal, en daar was 'n man wat met my gepraat het. Nou, dis vreemd. Eerstens, hy is 'n Jood, ek is 'n Samaritaan. Hy is 'n man, ek is 'n vrou. Ons is alleen by die put en hy gesels met my. Daai gebeur nie. Daai's vreemd. Hy het gesê, as ek weet wat God gee en wie dit is wat my vra, gee my net 'n bietjie water om te drink. Sou ek hom gevra het en sou hy vir my van die lewende water gee het om van te drink. Gaan hy nou lewende water, wie dink hy is hy? Dit was amper my gevoel gewees van, is hy, dink hy is meer in staat as ons voorvader Jakob wat die put gegrawe het. En weer eens gee hy my 'n vreemde antwoord en sê, almal wat van hierdie water drink, sal weer dors word. En die water wat ek vir hulle gee, sal 'n lewende water wees en jy sal nooit weer dors word nie. Waarop ek dadelik dink, as ek van daai water kan kry, hoef ek nooit weer put toe te kom nie. En ek vra hom toe op, kan ek van daai water kry? En hier's wat die ding gebeur. Hy sê vir my, ga roep jou man. Ek sê vir hom, ek het nie 'n man nie. En hy sê vir my, ek weet jy het nie 'n man nie. Jy het 5 mans gehad, en die man waarby jy nou bly is nie jou man nie. Is dadelik bietjie op my agterhoede, want ek het geweet ek kom 'n preek oor hoe ek leef en wat die mense dink van my en wat ek verkeerd doen. En ek dink ek het dit terugprojekteer en weer eens is daar 'n sagte antwoord wat na my toe kom en vir my sê, daar gaan 'n tyd kom, maar daar nie meer 'n plek of 'n tyd hoef te wees wat jy met God praat nie, maar waar jy van enige plek en enige tyd met God kan praat. Want God is gees. Alwaarna ek kan dink toe is om te sê, ek weet die Grieke wag vir 'n Messias, waarop sy antwoord was, ek is die Messias. Toe ek alles besef wat met my gebeur, kon ek kon nie help om, ek het my kruik daar vergeet en ek het net begin hardloop, ek moes hier goed vertel het, en ek weet nie eens of die dorpse mense vir my gaan glo of gaan luister, of wat hierdie malvrou nou vir hulle sê nie, maar ek kon nie help om dit te gaan vertel en dit te beleef nie. Maar dan gaan my lewe verander. Ons lees in Johannes 4 van die Samaritaanse vrou, en dat Jesus deur Samaria op pad was na Galilea toe. En daar by die dorpie met die naam Sigar, by 'n put, by die fontein van Jakob, ontmoet Jesus 'n vrou, op die warmste deel van die dag. En dan lees ons vanaf vers 7 verder. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink.
Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir Jesus, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou gesê het, gee vir my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eers 'n skepting nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het, en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef water te kom haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. En Jesus sê vir haar, glo my, mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou wanneer die ware voorbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Tot sover ons skrifgedeelte uit Johannes 4. So, in die eerste plek het Jesus 'n ontmoeting vir elke mens in gedagte. Ons het al reeds bietjie na die verhaal verwys, die Samaritaanse vrou wat eintlik 'n uitgeworpene was, en as sy goed genoeg is vir Jesus om vir haar te ontmoet, dan is enige iemand goed genoeg. Ons weet die Samaritane was 'n groep wat as 'n bastervolk bekend gestaan het. Hulle het jare gelede met 'n sekere deel van die Jode vermeng, en so het hulle uitgeworpenes geword deur die suiwer Jode. Samaria was die hoofstad van die plek waar daardie klomp bastermense gebly het, gemengde volk gebly het, en van daardie woord die Samaritane. Samaritaan het byna dieselfde betekenis as halfbloed of as onrein in die mense se gedagtes gehad. Die ander hoofstad waar die ander deel van die Jode gebly het, was natuurlik Jerusalem. En hier in Samaria vind die onwaarskynlike ontmoeting plaas. In 'n vyhandige gebied, met 'n onwaarskynlike gespreksgenoot vir Jesus. Want as 'n vrou met losse sedes, sy het 'n ander geloof aangehang, sy was deel van 'n ander etniese volk, en Jesus het die langste gesprek met haar, wat in die hele Bybel opgeteken is, wat Jesus met een persoon gehad het. En dit is op 'n ongemaklike tyd van die dag, dit was min of meer 12 uur in die middag. Waar Nikodemus in die nag vir Jesus kom sien het, ontmoet Jesus die vrou 12 uur op die warmste deel van die dag. En die vrou besef onmiddellik hier is 'n ongemaklike situasie. Sy vra vir Jesus, hoe vra jy wat 'n Jood is, vir my 'n Samaritaanse vrou, water
om te drink. Want daar was 'n paar onsigbare mure tussen hulle gewees. In die eerste plek 'n geloofsmuur. En dan ook 'n geslagsmuur, want vrouens was in daardie tyd baie min werd gewees. En vrouens het nie met mans gepraat nie. 'n Etniese muur, en dan ook 'n morele muur, want die vrou was van losse seeres gewees. En Jesus bied vir haar die beste aan wat enige iemand vir jou kan aanbied. Die kans om vir ewig te lewe. Die kans om die oorvloed waarvan Jesus praat, om dit te beleef. En wel soveel van dit te beleef, dat jy genoeg het om uit te gee vir ander mense, en te gee en te gee. En dit is waar die gesprek oor die lewende water dan tussen hulle plaasvind. En dalk moet ons weer bietjie dink oor vir wie het Jesus aarde toe gekom? Vir wie het God sy genade kom uitdeel? Of wie is in God se gedagtes as hy oor liefde dink en dink oor vir wie hy liefde moet uitdeel? Want as God mooi gedagtes het, dan word niemand uitgesluit nie. Eugene Peterson is al reeds oorlede, 'n skrywer van 'n paar boeke. Hy skryf 'n boek met die titel Christ Plays in 10,000 Places. En dalk moet ons meer bewus wees, sê hy, van God wat oral met ons besig is. Selfs met die mees onwaarskynlike persoon op die mees onwaarskynlikste plekke. En as Jesus met so 'n persoon tyd spandeer, dan is dit wat hy vir my en jou ook vra, om ook dieselfde te gaan doen. Elkeen is deel van God se plan. Die tweede ding wat hierdie gedeelte vir ons kom wys is Jesus ontmoet ons net daar waar ek en jy is. God weet waar hy is. Hy weet wat jy nodig het, en hy is so getrou om vir ons te kom gee wat ons nodig het. En hy ontmoet ons baie dikwels daar waar ons behoefte is, al besef ons self eers later dat ons dit eintlik nodig gehad het. So God beweeg dikwels in jou lewe terwyl die gewone dinge gebeur. Wanneer jy met alledaagse dinge besig is, nie noodwendig in 'n erediens is of met 'n gebedsnaweek besig is of in 'n Bybelstudie nie. Ons moet net oop wees dat God enige tyd vir ons kan kom ontmoet, daar waar ons dit regtig nodig het. En met die vrou van die put was dit ook so gewees. Wanneer Jesus vir die vrou wat kom water skep by die put ontmoet, en vir haar water kom vra, dan weet hy eintlik wat haar ander behoeftes is, wat haar eintlike behoefte is. En sy het die behoefte gehad aan lewende water. Sy het dit nodig gehad, sodat sy nooit weer dors sou gekry het nie, en Jesus het dit geweet. Ja, sy was fisies dors, want daarom het sy put toe gekom, maar sy het 'n geestelike dors gehad, wat ook nie geles kon word nie, en sy het dit nie besef nie. Sy het nie vir Jesus daar verwag en vir hom daar kom soek nie, maar Jesus het put toe gekom om vir haar daar te kom soek en te kom ontmoet. Johannes 4 gaan alles oor God se genade. En hy noem dit lewende water wat mens ook kan vertaal met lopende water of vloeiende water. En Jesus nooi haar treukie vir treukie nader om in te kom in sy koninkryk in, en daar waar hy sy koningskap kan laat regeer. Ons kan ook sê, hy trek haar in, dat sy slukkie vir slukkie nader aan hom kom beweeg. Sy moet eers haar diepste behoefte raak sien, en dan openbaar Jesus homself aan haar. En dan bied hy vir haar iets aan, wat haar hele lewe kan verander. Interessant, as ons praat van Jesus, wat homself openbaar, dat Jesus heeltyd in hierdie verhaal, Johannes 4 gaan lees gerus, vir haar wil terugbring by die tema van wie hy regtig is. Daar staan byvoorbeeld in vers 10, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, geef my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sal vir jou die lewende water gegee het, as jy geweet het. Vers 14, die water wat ek hom sal gee. So hy lok haar uit om te vra, maar wie is u dan regtig? Dan sê hy, daai water sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. En dit is wat redding is. Jy vra vir iets en God gee vir jou soveel meer, en dan kom wys hy homself aan jou. Behoefte aan lewende water, maar sy het 'n ander behoefte ook gehad.
En sy het dit nie besef nie, maar Jesus het geweet, want dit is hoe Jesus is. Jesus vra vir haar, vers 16, gaan roep jou man en kom terug hierheen. En dit klink na 'n baie eenvoudige versoek. So asof hy vir haar wil vra, as jy wil hê wat ek vir jou aanbied, gaan haal jou man en dan praat ons verder oor die saak. Maar dit is glad nie so eenvoudig nie en Jesus weet dit. Die vrou antwoord hom so bietjie ongemaklik, vers 17, ek het nie 'n man nie. Maar op hierdie stadium lyk dit nog nie asof dit noodwendige probleem is nie, maar Jesus weet daar's baie meer as wat sy besef. En onthou, Jesus weet wat my en jou diepste behoefte is, al wys ons dit nie eers, of al sê ons dit nie eers vir hom nie. En Jesus sê vir haar, vers 17, dis reg wat jy nou gesê het. Ek het nie 'n man nie, jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het is nie jou man nie, jy het die waarheid gepraat. En skielik gaan die gesprek nie meer oor die water in die put nie, maar oor 'n ander behoefte wat die vrou het, wat ook genees moet word. Waar die vrou water by die put kom haal, en dan kom gee Jesus lewende water, het die vrou 'n ander dors of 'n ander behoefte ook gehad. En dit was om haarself te probeer versadig, haar dors te les met 'n liefde vir mans. En Jesus vra vir haar na hierdie dors, en hy weet, sy het dit al probeer versadig met 'n paar mans. Sy het as ware uit die een put en uit die ander put probeer water skep van daai water wat daai dors sou les. Sy was eintlik trouens dorser as wat sy aan die begin was en sy kon dit nie los nie. En Jesus kom help haar om te verstaan dat ons nooit ons diepste dors self moet probeer les met dinge wat nie daarvoor bedoel is nie. As jou diepste behoefte is om beter oor jouself te voel, om 'n beter mens te wees, is die water wat jy noodwendig nodig het vir daai verhouding nie sukses of geld of aansien of prestasies nie. Niks daarvan kan die leegte van ons hart kom vul nie. En hiervoor het Jesus ook vir ons lewende water kom gee. En Jesus stuur die gesprek na aanbidding. En Jesus sê vir aan vers 23, maar daar kom 'n tyd, en luister hoe lyk hierdie lewende water, die aanbidding waarvan hy praat, daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. En dis die eintlike lewende water, om in aanbidding voor die Here te wees. Verlede week het ons gelees dat Jesus vir Nikodemus sê, Nikodemus, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En hier kom sê Jesus, as jy dan daai ewige lewe wil hê, die lewende water, dan sal die wat dit het, vir God in gees en in waarheid aanbid. Dis wat God vir my en vir jou, vir die vrou, vir Nikodemus ook in gedagte het. En ons kan die werk van die Heilige Gees nie beperk nie. Vir Nikodemus kom sê God, die Gees is soos die wind, hy waai en jy sal nie weet waar hy vandaan kom en waar hy gaan nie. Jy kan die Gees nie beperk nie. Vir die vrou kom sê Jesus, die aanbiddingsplekke wat jy ken, die berg of Jerusalem waarvan jy praat, gaan nie vir God beperk nie. Oral waar die Gees is, kan jy die ware God aanbid. Van God kan in elke omstandigheid, in elke nood wat jy het, vir jou kom ontmoet en vir jou kom lewe gee. Vir elkeen en in alle omstandighede. En die vrou besef dit, dat dit haar behoefte is. En Jesus ken dit. En dan gaan hierdie vrou voort met 'n huiwerige belydenis as daar iets in haar gebeur in vers 29. Kom kyk, sê sy, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? En sy besef, dit is Jesus wat die Christus is. Hy het as 'n persoon, persoonlik, met haar moeite gedoen en vir haar kom ontmoet. Dis nie net 'n godsdienstige wet wat sy moet verander, of 'n morele reël wat sy moet volg nie, of 'n kulturele bril wat sy moet opsit of afhaal nie, wat besluit wie's in en wie's uit nie.
maar is Jesus wat self sy eie koninkryk vir haar kom aanbied. En die gevolg, sy vertel vir 'n klomp Samaritane wat sy teeloop. En hulle kom tot bekering, gaan lees gerus, en hulle begin om vir God deur die Gees en in waarheid te aanbid. Die Gees, natuurlik die Heilige Gees, en die waarheid is Jesus wat sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Die waarheid wat haar hele lewe geken het en ontmasker het. En dit is die gebeurtenis wat vir my en jou eintlik help as ons na die gedeelte kyk om 3 grense oor te steek. Die eerste een is die grens is dat geen sonde te groot is vir Jesus om dit te kom vergewe nie. Tweede ding is, daar is geen plek wat te ver is om vir God te beleef nie. Nie 'n tempel of 'n berg, sê Jesus hier, of my kerk, of jou kerk, of die kerk daar in die Midde-Ooste, is te ver nie. In gees en waarheid, en die Heilige Gees, en Jesus wat die waarheid is, hulle is alomteenwoordig. Geen plek is te ver nie. En dan die derde grens, of derde muur is, geen muur is te hoog nie. Nie die mure van 'n ras, of 'n etnisiteit, of 'n godsdienstige vyandskap nie. Jesus breek dit af deur eenvoudig vir water te kom vra. Ons lees nêrens dat Jesus ook toe sy water gekry het nie, maar hy het gegee, die lewende water, en dit breek mure af. So, ek dink die vraag wat ons moet vra is, wat het ek en jy vandag nodig? Ons sing die lied, my diepste nood bring ek voor U, ek bid voor U. Of ek bid tot U, ek vra U Heer, sien my tog raak. Genees die grootste seer, en dan ek wil voor U almag buig. En ek dink dit is wat hierdie verhaal vir ons kom sê, as ons besef wie God is, as ons besef hoe hy vir ons elkeen gekom het, en hoe hy vir ons elkeen in elke omstandigheid wil kom getrou wees en kom bedien, en dat hy persoonlik by ons is, dan kan ons net vanmôre buig voor sy almag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie gedeelte kan lees, en dat ons weer kan sien, Here, dat U vir ons elkeen wil kom nader trek, en vir ons die lewende water wil kom gee. Waar U vir ons wil sê, U wil in elke situasie, Here, wil U vir ons kom God wees. U weet waar ons gegaan het die afgelope week, wat ons nodig gehad het, waar ons bang was, waar ons swaar gekry het, waar ons hartseer was, waar ons 'n klomp mooi dinge gehoor en ervaar het, 'n klomp vreugde het, Here, en met dit wat ons beleef het, wil ons vanmôre vir U sê, ons wil graag voor U almag kom buig. Wil U gee dat ons soos hierdie vrou op die ou en ook so geraak word, dat ons nie anders kan as om vir ander mense te gaan vertel wie U is nie, miskien ook aanvanklik huiwerig soos sy. Maar Here, dat mense kan getuig, dat hulle vir U aanbid, omdat ons bereid was om ons ervaring met U vir hulle gedeel het. Here, dis hoe getrou hy is. Wil U vir ons seën, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here en kom ons gaan leef met dit wat die Here vir ons gee. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van ons Vader, en mag die teenwoordigheid en die werking van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen. Hoop jy 'n baie mooi dag. Totsiens.